Isak, Jesus en jy. As jy dit kan sê, dan is jy uiters bevoorregte mens. Wat kan sê? Galasiërs 4:28. Maar ons broeders is soos Isak. Hoe is Isak? Isak is 'n kind van die belofte. Wat 'n belofte? Hier is die belofte. Romeine 9:9. Want dit is die woord van die belofte. Omtrent hierdie tyd sal ek kom, sê die Here, en Sara sal 'n seun hê. Nou mooi te verstaan en te sien waaroor dit gaan, moet ons teruggaan na Genesis 18 om Isak, Jesus en ook ons geleentheid te ontdek. Kom ons lees en ons verstaan. Genesis 18:10. Die Here praat met Abraham en sê, ek sal oor 'n jaar sekerlik na jou toe kom. Dan sal Sara, jou vrou, 'n seun hê. En Sara het geluister by die ingang van die tent, wat agter hom die Here was. Maar Abraham en Sara was oud, ver op hulle dae. Dit het met Sara nie meer volgens die reël van die vroue gegaan nie. Met ander woorde, menopause is lankal verby. En Sara het by haarself gelag en gedink, sal ek wel eens hê, nadat ek oud geword het, en my Heer, dis Abraham, haar man, oud is. Toe sê die Here vir Abraham, waarom het Sara daar gelag? En gedink, sou ek ook werklik baar, nou dat ek oud geword het? En dan vra die Here, sou iets vir my te wonderbaar wees? Hierdie tyd oor 'n jaar, sal ek na jou toe terugkom, en Sara sal 'n seun hê. Sara was haar lewe lank onvrugbaar. Daarom is Ismael gebore. Nadat sy en Abraham opgegee het op hulle eie vermoë om God se belofte 'n werklikheid te maak. Hulle het besluit, lyk my die Here kan die ding nie doen nie, ons gaan hom doen. En toe word die slavin gebruik om te baar op Sara se skoot en dan te maak asof sy die kind is wat deur, of hy die kind is wat deur God gegee en beloof is. Menslike planne, mensewerk, menslike vermoë, mense poging om God se beloftes in vervulling te bring. En dit eindig altyd in 'n Ismael wat verwek word. Nou is Sara na 'n lewe van onvrugbaarheid, ook verby die tyd waarin vroue normaalweg vrugbaar is en kinders kan baar. Haar liggaam is vervalle. Die tyd van kinders baar is verby. Haar vermoë om 'n kind te hê is nou 2 maal 0. 2 maal zilch. Onmoontlik menslik gesproke. Maar die Here verklaar, ek sal kom oor 'n jaar. En sy sal 'n seun baar, want niks is vir die Here te wonderbaar nie. En die belofte is vervul. Isak is gebore nadat God 'n wonderwerk van vernuwende vrugbaarheid in haar liggaam gedoen het en Abraham by haar ingegaan het. Nou die Here het hierdie hele storie beplan
as 'n tipe van Jesus, sodat ons gehelp kan word om die nuwe verbond en die evangelie van die koninkryk van God te verstaan. Die wet, die natuurlike daad van die mens, die menslike vermoë tot voortplanting, mensewerke word afgespeel teen 'n ingryping van God, waar die resultaat absoluut afhang van 'n ingryping deur God. Die een kant is die werke van die mens, aan die ander kant is die werke van God. Nou, Isak is op vele maniere 'n tipe en 'n heenwysing na Jesus Christus. Maar vir hierdie boodskap bly ons by sy geboorte, wat plaasvind as gevolg van 'n ingryping deur die Here. Soos Isak se geboorte, is Jesus Christus se geboorte die gevolg van 'n bonatuurlike ingryping deur 'n tyd, deur homself bepaal. Soos hy bepaal het, oor 'n jaar sal ek kom en Sara sal 'n seun baar, so het hy 'n tyd bepaal waarin Jesus sou kom. Galasiërs 4 vers 4. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet van Moses, om die wat onder die wet was, los te koop. Gaan nou nie meer die wet wees nie. Jy word losgekoop. Jy ontvang aanneming tot kinders. En as jy kind is, het God die gees van sy seun in jou hart uitgestuur en hy roep Abba Vader. Wat beteken dit? Ek is nie meer die wet, die kind van menslike pogings nie. Ek is nie slim planne en goeie dade se kind nie. Ek is nou kind van God as gevolg van 'n ingryping van God. Die geboorte en koms van Jesus is soos Isaks geboorte deur 'n ingryping van God en God alleen. Geen menslike daad of poging of beplanning of strategie is daarby betrokke nie. Die geboorte van Jesus Christus oorskadu die geboorte van Isak by verre. Hier is God self die Vader van die kind wat deur die Heilige Gees by die rein maagd Maria verwek word. Matteus 1:18 tot 25. Isak was 'n tipe van Jesus Christus. 'n tipe van die redder, die verlosser, die beloofde saad. Jesus is die redder, die verlosser, die beloofde saad, wat die slang se kop kom vermorsel. Die enige gebore seun van God. Net hy, niemand anders nie. En is net soos die profeet voorspel het in Jesaja 7:14. En kyk, sê Jesaja, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Inderdaad soos beloof. Jesaja 9:5. Want 'n kind is vir ons gebore. 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer. En hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Jesaja 53 vertel van sy versoeningsdood. Hoe die straf wat vir ons die vrede aanbring op hom was. Ons het gedwaal so skape. Hy is soos 'n lam
na die slagplek, lam wat nooit verdwaal het nie, maar in ons plek geslag is. Die straf is op hom. Jesaja 63 vertel van sy wraak oor almal wat sy genade en heerskappy verwerp. Openbaring praat van die toorn van die lam. Die een, die liefde van die lam, die ander, die toorn van die lam. Isak, Jesus. En nou kom ons weer by my en by jou. Want ons is ook in hierdie prentjie van die belofte. En hier is die wonder, die voorreg. Hier is dit wat my diep ontroer. My hart laat juig en jubel. Dit wat my vul met verbasing, met dankbaarheid en my laat neerbuig in ootmoed in my innerlike mens. Why me, Lord? What have I ever done? Nou, Isak is 'n kind van die belofte. Nie net is Jesus die beloofde seun, saad, Christus, verlosser, saligmaker en Here nie. Maar die belofte roep na jou en hy roep na my. Ons kan ook kinders van die belofte wees. Ons kan wees soos Isak. Kinders van die belofte. Ons hoef nie voor te ploeter in sonde en verslawing nie. Ons hoef ook nie te vergeefs planne te maak om beter te probeer lewe, te poog om die wet te onderhou, om God se beloftes oor ons in vervulling te bring nie. Om te maak dat God ons se genade aansien nie. Geen pogings is nodig om by die slavin te probeer hulp vind, om dit wat slegs God kan doen, in vervulling te laat gaan, in sy beloftes aan ons nie. Die kerkewêreld is vol Ishmael denominasies ook. Nee. Die een leer so, en die ander leer sis. Die een sê doen dit, en die ander een sê doen dat. Die een sê doen dit so, die ander een sê doen dit sis. Die een sê glo sis, die ander sê glo so. Dis leerstelling op leerstelling, op dogma, op Hebreeus, op Grieks, op dit, op dat, 3 maal, 1 maal, 2 maal, watse maal, hierdie naam, daardie naam, bla bla bla. Die belofte roep na jou en my. Ons kan wees soos Isak. Kinders van die belofte. Gebore deur 'n ingryping van God. Of dan soos Nikodemus by Jesus hoor, in Johannes 3 vers 3, wanneer Jesus vir hom sê, jy's die leraar van Israel, jy weet hierdie goed nie. Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Wedergeboorte is 'n ingryping van God en van God alleen. Word nie bewerk deur onderhouding van hierdie wet of daardie daad of so te maak of sis te maak.
Wedergeboorte is God kom en hy doen iets. Kan jy dit sê soos Paulus dit sê? Is jy by die teks ingesluit? Juig jou hart saam as jy dit lees. Galasiërs 4:28. Maar ons broeders is soos Isak, kinders van die belofte. Kan jy saam praat met Romeine 9:9? Want dit is die woord van die belofte. Omtrent hierdie tyd sal ek kom en Sarah sal 'n seun hê. Kan jy sê op so en so tyd in my lewe het die evangelie my aangegryp? Het God met my gepraat? Het die Heilige Gees my oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel? Het ek bewus geword van die feit dat ek glad nie in staat is om myself te red of te verbeter nie? God alleen kan iets doen aan my. Het ek my bekeer? Is ek wedergebore op daardie tyd? God het ingegryp in my lewe, my gered, gewas, geherskep, en hy is nog steeds besig. As jy nie saam kan praat nie, die belofte roep na jou. Die Gees en die bruid sê kom. Laat hom wat hoor, kom. Laat hom wat dors het, kom. En laat hom wat wil, kom. En die water van die lewe neem verniet. Die belofte roep. Die belofte is die nuwe verbond. Ek sal die hart van klip uit jou uithaal. Daardie sondige hart, daardie ongehoorsame hart, daardie rebelse hart, daardie lief vir die goddelose goed hart. En ek sal 'n hart van vlees in jou binneste sit. En ek sal my wette op jou hart skryf en maak dat jy in my weë wandel. Ek sal in jou werk om te wil en te werk na my welbehae. Dis iets wat net God kan doen. Hy weet aan Christus is 'n nuwe skepsel. Kind van die belofte. En hier binne is dit Abba Vader. En soos Paulus in Romeine 8 sê, as 'n kind, is ek erfgenaam, gaan hemel toe. Bly jy verseker en Jesus is myn. Kan jy saam sing, kan jy saam praat, juig jou hart as jy lees, ons is soos Isak, broeders, kinders van die belofte. Die belofte roep na jou. Mag die belofte in jou lewe vervul word. Mag jy soos Isak wees, as jy nog nie so is nie. Mooi loop en seëninge vir jou.